good morning. Man, hoe lekker is dit om hierdie dag so saam met julle te kan begin. My naam is Pieter Koen en natuurlik saam met my pragtige kollegas Elsa Esterhuizen en Rosanne McKenzie. En natuurlik het ons vir Thys van Sail, ons minister van Finansies, môre Thys. Môre julle, is lekker om hier so te wees. Ons begin vanoggend met 'n bietjie hartseer nuus. Paus Franciscus, die eerste Latyns-Amerikaanse paus, is maandag, Paasmaandag inderdaad, op 21 April 2025 in die ouderdom van 88 in die Vatikaan oorlede aan 'n beroerte wat tot hartversaking gelei het. And his death follows a 5-week-long hospitalization, which was earlier this year, and he also had double pneumonia. The Vatican has confirmed his death, of course, and there will be a kind of a public viewing of his body, and then there will be a more simple private funeral as per his wishes at a later stage. Yeah. So ek dink daar's baie mense reg oor die wêreld wat regtig hartseer is hieroor. Katolieke veral, daar's oor 'n miljard Katolieke in die wêreld. So it's a bit of sad news to start the morning with. Uiters tragies. Nou ons het redelik baie op die spyskaart vir julle vandag, want ons praat met Dian Daniels oor die nuutste troumodus. Ons gaan leer hoe om leuns uit te ken. En dan is mevrou Aarde Suid-Afrika ook later in die ateljee op Wêreld-Aardedag kan jy nou. Luister, as jy wil saamgesels, onthou om die QR-kode op jou skerm te skandeer, stuur vir ons 'n WhatsApp en ons wil vandag ook 'n bietjie hoor, wat dink jy van ons pragtige ateljee? Ja, voel vir my lekker internasionaal en fresh. So laat hoor van jou so lekker vroeg in die oggend, skandeer die QR-kode en gesels saam. Sy het vir ons oggendpraatjies en ons eerste storie vandag is 'n vraag wat ek eintlik aan julle wil rig. Was julle 'n voortrekker of op veldskool ooit? Ja, ek was 'n voortrekker, maar ek het nou nie al die balkies en goeters gedra nie. Ek het maar so vir na skool en goed het ek dit gedoen, maar ek was ook op veldskool. Thys het net sy kop glad nie. Nee, ek het daai net gemis, ek het selfs veldskool gemis vir ander redes, persoonlike redes, maar kom ons los. Okay. So, ek wil eintlik by julle uitvind of julle hierdie geluid kan identifiseer. Luister mooi. Luister. Any takers? Ek gaan sê rooibok. 'n Rooi bok? Ja. Nee, dit klink vir my soos een van 'n eend of 'n ding. Jy's nader as die rooibok. So this sound is made by something called a Dracula parrot of a Dracula papegaai van New Guinea. En hulle is gevind in reënwoude en hulle beïndruk met hulle swart en rooi vere en hulle maak hierdie geluide om natuurlik bedreigings af te skrik. So ons het nou gister die katgeluide gehoor en ek hoop julle het dit uitprobeer met julle katte. Julle wat katte het, daar is dit inderdaad die Dracula papegaai. Maar dit lyk so 'n bietjie Dracula-narig, né? It looks like daar rooi skool. Ja. Soos 'n groot kyk. So as julle in die bos is en julle hoor 'n geluid of julle hoor daai geluid, what's the first thing that's kind of going to go through your head? Ek dink run for it, hè? Ek gaan ook redelik reg op sit. Wat is daai? Wat is dit? Wat? Dis 'n rooibok, Pieter. Relax. As jy so baie is vir ons. Wonder op wat se wildsplaas jy. En dan blik ook weet, het julle enige situasies waar julle in julle lewens 'n regte wilde dier teëgekom het? Ons praat nou nie van die slange wat jy verlede week gaan kuier het nie, maar soos in die bosveld of so iets. Ja, ons het al onlangs 'n bietjie gaan buffeljag. Ek weet daar's baie kykers wat hou van jag nie. Maar ja, ons was so naby aan die trop gewees want dis ook 'n baie gevaarlike jag. En ons kon letterlik die trop gehoor het, jy weet op sekere stadiums waar hy baie naby aan ons gekom het waar ons eintlik moes teruggegaan het vir wat saam van die PH af wat gesê het dit is eenvoudig te gevaarlik is te naby. So. Ja. Nee, ek dink ek het al so 'n bietjie in die veld gestap en dan ietsie wat my keer op keer al bietjie verras het is 'n kudu. Jy weet 'n kudu is mos die spook van die bos. Hy staan bekend as die spook van die bos. So jy is dalk op voet op soek na een en dan verras 'n ander ou in jou so om die draai. Maar niks wil daarom. Ja, myne was nie so verrassing nie, but it's actually quite a special story. Like my mom had never been on a game drive. She's lived in London for about 23 years now. And we went on a game drive. We'd been in Dinokeng before and we'd seen nothing. And the very first game drive my mom went on with us as a family, we saw a whole like
troop of lions. There was Wow, just dit lions is altyd everywhere. special. It Dit was is baie so special. so special. So Ja. ja, dis my wilde dier storie. Wat het jy, Elsa? Ek wil graag by julle weet of julle die 5 sekonde reël of soos wat ons dit ken in Engels, die 5-second rule ken. Okay, Of vertroud is daarmee? Ja, dis as daar mos ietsie val dan. 2 second rule, so. sit hom in die mond. Dis Ja. ja, 2 seconds. Stukkie kos val, stukkie steak val Ek of so. sê soms 'n 30-second rule. Ja, Ja, want ek wil juist vra, glo julle daarin? Ja, ek dink as jy my beroep is, dan vat ek so 5 sekondes om te besluit oor 'n aandeel. Jy weet ek moet ja ek doen dit ook. Ek sê gereeld. Ja. Kom kom 5 second rule. 5-second rule. Tensy dit nou regtig vuil vloer of so is. Verstaan. Ja. Like, and sometimes you go, oh, it's good for the immune system. Ja. You know, might as well. Wel, dis interessant want 'n microbioloog van Chicago het die gewilde 5 sekonde reël onder die vergrootglas geplaas en sy bevindinge laat geen ruimte vir twyfel nie. Dit maak nie saak hoe vinnig jy daardie stukkie kos van die vloer af optel nie, dit raak glo dadelik besmet. Nou Nicholas Eiker, 'n senior kwaliteitsbeheer-ontleder, het vir 'n video op sy gewilde TikTok kanaal Petri skottels op die vloer geplaas vir tydperke van 0 tot 60 sekondes. En na inkubasie was die resultaat duidelik en dis dat al die monsters bakteriese groei getoon het, selfs die wat glad nie langer as 'n sekonde blootgestel was nie. So die wetenskaplikes sê die reël is 'n mite. Of dit nou 5 of 60 sekondes is, dit is glo ewe vuil. And here we are, still standing, even though Ons sometimes it's immuunstelsel is reg en sterk. baie sterk. Kan dit nie glo nie, nê? Ja. So hy het net letterlik gegaan en dit gaan toets. op die onder die vergrootglas gesit met daai Ja. plastiek goedertjies. Wat noem jy dit? Is 'n mooi naam, 'n Petri skottel. Petri skottels en ek dink vir my persoonlik, ek sukkel 'n bietjie met OCD. Ja. ja. So ek vat nie kansse nie. So doen jy doen dit, ek doen dit, jy doen dit. Ja. Het jy al ooit iets wat laat val het vir iemand bedien, soos by 'n braai? Ag ek wil net sê ja, gereeld. Ja. Ek het ook al gesê nee, wat moenie komkommer nie, want ons spoel hom net gou af om maar. Het jy al ooit daai ou gekry wat ons sê ja, raai wat se spices gebruik hy? En dan op vleis is so eenvoudig te lekker. En dit is nie £6 £3. Dis maar jy braai nogal lekker man, ek moet sê. Ek like mos so 'n filletjie, jy weet. Ons like daai filletjie met Ja. water, maar net nie laat daai stukkie val nie. Ja, hy val nooit nie. Dit mag nie gebeur nie. Wel, nou moet ek sê, ek moet dit byvoeg, die enigste verskil wat hulle kon sien in die studie is as dit tussen droë kos en nat kos is. 'n Beskuitjie is blykbaar heelwat veiliger as 'n frikadel. Dit maak nogal sin. Ek voel nou soveel beter dat ek daai inligting gee. Ouma se beskuit en pappa se frikadel. Moet net nie daai frikadelle op die grond laat val nie asseblief. Vat maar eerder 'n beskuitjie. Dan skit ons daardie beskuitjie en ons skit al daardie nodige kieme en dingetjies skit ons dan af. Luister, moenie vergeet nie, jy kan saam met ons gesels, skandeer net die QR-kode op die skerm en laat weet ons 'n bietjie hoe lekker jy saam met ons kuier, wat jy dink van ons pragtige stel en ek praat nie van ons pragtige aanbieders nie, maar ja. Dankie Pieter. Ons gesels net hier daar verder. Bly net waar jy is, kry so lank vir jou vars koppie koffie. Goeiemôre.
Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning en net voordat ons vanoggend se oggendpraatjies voortsit, wil ek net gou weer by my mede-aanbieders iets uitvind, mede-aanbieders, net dat julle weet, ek weet nie wat daar gebeur het nie, maar julle almal is nou ouers, so ek wil graag weet of julle foto's en video's van julle kinders op sosiale media plaas. Pieter, kom ons begin sommer by jou. So min as moontlik. Ek weet dit het al gebeur, maar ek probeer so min as moontlik. Ek weet nie, ek is net 'n snaakse ou. Ek weet mense is baie nuuskierig en dis baie goed vir jou Facebook following en goed om jou persoonlike goed te plaas, maar ek weet nie, ek voel partykeer maar net wat daar gebeur tussen ons. En, jy weet, probeer dit maar so special hou as moontlik. Ja, Raas? Ek doen nou minder as wat ek gedoen het toe hulle klein was. I think I'm doing it a lot less now. Ja. And I have started asking them. So James het hierdie naweek verjaar. Ja. En ek het vir hom gevra, mag ek post oor jou 11de verjaarsdag en watter foto's kan ek gebruik? So ek vra nou vir hulle, maar ek doen dit nou baie minder. There's something that's not as like safe as it used to feel. You know, there's a bit of a weird feeling about it. Ek is soos glad nie sosiale media nie. Jy weet, ek comment op niks. Jy weet, ek's teruggetrokke. Jy weet, in my plek. Jy weet, Ek 'n knoppie druk asseblief. Nee, ek dink ja, ons het 'n reël in ons huis. My vrou hanteer ons sosiale media. Want ons het sommer 'n familieblad ook. Jy weet, 'n gesinsblad. En ja, ons sal dalk 'n bietjie hier en daar 'n sportfoto opsit, maar dieselfde is Rosanne. Jy weet, so in die verlede toe hulle klein was, absoluut, maar nou dat hulle bietjie groter is meer 'n sportgeleentheid wat hulle sal post, ja. Wel, ek deel graag foto's van my katte. Ek vra nie vir hulle toestemming nie. En Luca. Maar ons deel graag oulike oomblikke van ons kinders op sosiale media, maar dit kan onbedoelde gevolge hê en die verskynsel staan bekend as sharenting. Ek het iets nuuts geleer. Ouers wat hulle kinders se lewens op platforms soos Instagram en TikTok deel, soms selfs vir inkomste of aandag. Ek dink dis die ander ding wat 'n mens in gedagte moet hou, maar die Amerikaanse regsgeleerde en skrywer Leah Plunkett, outeur van Parenthood, Why We Should Think Before We Talk About Our Kids Online, waarsku dat kinders se digitale voetspoor so vroeg begin dat hulle nie eers die kans kry om self hulle identiteit te vorm nie. Wat dink julle van so 'n stelling? Dit maak tog sin. Dit doen. En mense is net so veral in die, ek weet nie of julle ook so gevoel het toe hulle nou so klein was en like in those early stages you want to post the first smile, you want to post the first solid food, or you want to like have a video up there that they can go to of their first steps and all that kind of thing. So I think in the beginning stages it's tough not to post and want to share everything because ook al is dit lekker goed wat jy post of goed wat dalk bietjie moeiliker is as hulle nou nie wil eet nie of nie slaap nie of daai tipe goed. Mense wil you kind of want to share to make it like relatable and that people can identify with it. So listen, there's that cutie factor. Jy weet die as jy nou sit en ek gee 'n stukkie suurlemoen dalk vir Boetie of Sissie, daai dis vir my oulik. Maar ook nou waar ek is met my kinders wat tieners is, nou volg ek maar wat hulle doen. Jy weet, as ek sien hulle het 'n fotootjie op hulle eie Instagram platform, dan sal ek hom share en sê, jy weet, dis nice. Maar andersins dan bly ek ook maar net kind of dalk 'n familievakansie foto of dit. Ja. Maar ek wil aansluit by Rosanne wat sy ook gesê het, daai identiteit wat die kind eintlik verloor dan voordat hy sy identiteit kan maak. Ja. Weet, want as jy baie kinders gaan vra van al vandag, jy weet, en byvoorbeeld my middeljarige is so 11 jaar oud en een van die goeders wat hy wil word is 'n YouTuber. Ja. Verstaan, want dit is daai print is amper half daar want hulle sien dit lyk cool, is lekker, is nice en dit lyk exciting en hierdie YouTubers is massive. Jy weet, so hulle sien dit amper as 'n beroep. Myne wou 'n gamer word, dis ek my is al reeds. Blykbaar kan jy geld maak. Maar waar is daai kinders wat gesê het ek wil 'n brandweerman word of ek wil 'n polisieman word of 'n dokter of 'n redder? Ek sien daai ou in sy uniform loop in die supermark en ek sien hom as 'n icon. Jy weet, en ek wil eendag 'n polisieman word. Ons is in Ek het Suid-Afrika. tog nog 'n vraag vir julle want ek meen ons gesels nou en julle ek kan nou nie regtig kommentaar lewer nie, maar ek het al baie keer gesien op sosiale media dat mense hierdie emojis ook gebruik om van die kinders se gesiggies weg te steek. Dink julle dit maak 'n verskil? Stop dit net, los dit net. Yeah, I would why do say that? rather just leave it. Like we know you've got a kid, we know you don't really want to show the kid. Just leave the emojis. Like what I will do with an emoji is I will cover the school badge. Like if one of them's gotten an award or whatever, or I don't post what school they go to and whatever because I think that's for me personally kind of crossing the line. But then I think mense soos ons Pieter, jy's nou hierdie week in die huisgenoot, daar's jou 3 kinders, daar's Lotie.
as ek 'n interview doen, hulle kom na my huis toe en hulle wil foto's Dan van is my dit kind. fine, ja. But then it's out there anyway. So how can I Exactly. kind of be hypocritical about, I'm not going to put it on my social media, but as jy die huisgenoot gaan koop of die dan is kuier, hulle daar. dan is hulle daar. Ja. So dit is 'n moeilike, it's like a bit of a catch-22. Ek dink dit hang af wat jy post, né? Ja. Ja, Hang dis seker maar waar. af wat jy post en hoe jy dit post en hoe jy dit in die wêreld Ja. insit. Daar's regtig waar mense wat social media frenzies is. So hulle gaan oorboord. Ja. So daar's ook 'n fyn lyn sê okay, maar ek's 'n normale persoon of jy's 'n persoon wat in die publieke oog is. So dan het jy daai ander exposure wat wel 'n rol gaan speel, maar normale persoon just keep it normal. Jy weet, en dan as jy daai persoon is wat te veel wil hê, dan is my opinie vir jou eenvoudig. Maak toe jou laptop, jy is klaar. Baie dankie vir daai ene Thys. Nee, ek sal maar net maak toe jou skermpie hierdie kant. Jy is klaar. Maar ja, dit is 'n baie, it's a very kind of intricate question, Ook 'n fyn and an lyn intricate af. issue, because you want to kind of do this, but on the other side of it is how safe is it? So ek dink Lea Plank het dalk 'n punt beter hier. Dalk moet ons hom so aanvat. Hoe sal ek voel as ek so iets sien van iemand? Sal ek daarna wil kyk of sal ek dink so, besluit maar jy's so as 'n ouer man. Ja, ons gesels nou social media. Onthou, julle kan vir ons op sosiale media volg by Goeiemôre, Good Morning. Net hierna vind ons uit hoe Dion Daniels trourokke laat trend. As jy daai video's gesien het, weet jy dis snaaks. AC/DC Express. Everything electrical. Innovering, verandering en groei is gewoonlik sinoniem met sukses in die korporatiewe wêreld. By Van Bont Groebeperk glo ons egter dat sekere goed dieselfde moet bly, soos integriteit, betroubaarheid, konstantheid en 'n omgee vir jou medemens. Dit vorm 'n sterk fondasie wat die sukses kan behartig, en as ons omgee vir mense, sal ons mos omgee vir jou hardverdiende geld ook. Verdien goeie rentekoerse wat saam met jou kapitaal gewaarborg word. Van Bont Groebeperk, sukses met 'n hart. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any how. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Welkom terug. Jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Dion Daniels is alom bekend as een van Suid-Afrika se topmode-ontwerpers, maar deesdae is hy meer bekend vir sy skreeusnaakse sosiale media video's. Ons gesels nou met Dion en die man agter die kamera, Anko Jansen van Vieren. Baie welkom by Goeiemôre, Good Morning, julle. Goeiemôre Rizana, Elsa. Dion, trou is 'n ernstige saak. Wat het julle laat besluit om hierdie komiese video's te maak van die trourok-industrie? Wel, ek dink almal raak so vasgevang, alles is so ernstig. En ons probeer bietjie lig op dit sit. Anders kyk mense nie jou video's nie. En ons het bietjie probeer om met ander influencers te werk, maar jy weet, jy's jou eie salesperson, is dit nie? Ja, definitief, ja.
Hy is die brein agter dit. Ja. Som net vir die kamera in. Hy is die brein en die bene. Jy het sulke mooi bene. Ek het in daai die tweede wedding dress video gesien. Ek sê, wat jy dit gesien. Ek was soos ek wil eendag sulke bene hê. Maar wat was die reaksie gewees van die publiek se kant af? Nee, dit was goed. Ons het baie goeie terugvoer gekry en die mense het dit gelaaf en hulle soek eintlik net meer. Elke keer as ons vir 'n week nie ietsie opsit nie, dan sê hulle soos waar is die video? Ja. Even van Namibia af. Sure. Ons video's gaan so ver, maar ook daar is mos nou daai Facebook tannies wat Hanku so, hoe kan jy sê afpiepie. Ja. Hulle ref my ek respons baie keer so terug vir hulle in die middel van die aand. Wel net voordat ons verder gesels wil ek net vir ons kykers sê vir die van julle wat nou nie heeltemal weet waarvan ons praat nie, hier is een van daai video's. Kyk saam. Oh my word, Dion. Hanku. Wat maak jy? Ek probeer die bruide wat in 2025 trou se aandag gevang, sodat hulle nou moet boek. Hoe lyk ek? Julle werk saam, julle het nou hierdie besigheid ook wat julle natuurlik met die ontwerpers goed in die rokke. Hoe dink jy is snaakse video's 'n goeie idee om jou besigheid as 'n ontwerper te bemark? Wel, soos ek voorheen gesê het, jy wil nie hê mense moet dit verbyskraal nie, want 'n mooi rok is 'n mooi rok, maar almal sit dit op hulle bladsy. Jy moet jouself wees en bietjie komies wees en dit dink ek is wat die mense geniet terwyl hulle na mooi rokke kyk en dit mense dink 'n ontwerper is stak-up. So ek dink dit wys ook net ons is net gewone mense, partykeer trek ons ook nie mooi aan ook nou nie Hanku nie. Ek probeer. Wel, jy het ook onlangs 'n pragtige rok gemaak vir mevrou Heelal 1978 Margaret Gardner. Hoe het hierdie samewerking gebeur? Yes, Hanku wil jy het antwoord want Rose sit altyd 'n goeie span by mekaar. Ja. En Annelie wat daar werk is net amazing. So sy kry altyd die beste span om daai cover te maak gebeur. En sy het ons net gevra en so het ons een cover gedoen en nou kom Nadia Bekes aan die einde van die maand uit en dan doen ons nog 'n cover met Mareike. So 3 covers in 1 jaar is nogal. Dis wonderlik, ja. Dis ongelooflik en daai rok wat Margaret Gardner op die voorblad van Rooi Rose gedra het is net so pragtig. Gepraat van pragtige rokke, een van die skepings is hier in die ateljee. Ja. Wat is haar naam? Want elke rok het 'n naam. Daar's 'n Sabrina en almal het 'n naam. Wie is sy? Dis Ariana. Hy het nie die naam gelukkig. So ons het gegaan vir internasionale celebrity name. Ja. Ek dink dit gee mense net dalk 'n meer gemaklike gevoel. En hulle onthou die naam. Ja. Onthou die naam. En dit is Sabrina, soos jy kan sien daarvoor is 'n bietjie 'n butterfly effek. En dit is baie speels hier onder. So jy kan mooi blink en dan kan jy 'n lekker partytjie. Ja, en dit is tog ook belangrik, dit moet pas by persoonlikhede ook, nee. Dit is belangrik. Speel iets soos 'n persoonlikheid 'n rol wanneer dit kom by die regte rok ook. Ja, definitief. So ons het 'n rok wat sakke het en baie van die girls neig om na dit toe te gaan want dit is prakties en hulle kan rondspeel met dit en hulle kan dans en hulle kan hulle foon daar in die sak. Dis altyd die foon wat jy moet bære. Maar om na jou vraag toe terug te kom, ek dink dit is baie belangrik. 80% is maar eintlik om die persoonlikheid op te som. Ek sê altyd ons is meer sielkundiges en jou beste vriend om jou te leer ken. Ja. Dion, jy het so 'n bietjie gas gekry oor Meghan Markle of laat ek nou nie 'n Mindy Kaling hier poel nie, Meghan Sussex se trourok. Jy het 'n paar uitlatings gemaak, mense was nie baie gelukkig daarmee nie. Ja, dit is baie toe hulle net getrou het ek daai video gekyk en dit was die mees ill-fitting rok gewees en ek het gesê ek het gesê dit is 'n royal bleep. En hulle het dit oral gespeel. Maar as ons nou ek was reg gewees. Ek wil net vir die land sê, julle kom my toe gekruisig het, maar kyk as 'n ill-fitting rok jou van die begin af poel dan gaan daar klaar iets verkeerd in die huwelik gaan want sy is nou in almal se nuus. Die is daar baie kontroversieel. So baie woke, al daai goedjies. So ek wil net sê, was ek verkeerd? Nee. Dis nie vir jou nie. Nou aangesien jy nou ons modekenner is, het ons dit goed gedink om vir jou 'n paar bekende se rokke te wys en dan moet jy nou 'n punt uit 10 gee. So kan ons begin. Dit gaan nou verskyn
En dan moet jy vir hulle 'n punt uit 10 gee. Rate the dress. Hanke gaan baie goed wees met dit. Wie's eerste? Dis iemand by die Met. Ek kan nou nie sê ek ken vir haar nie. Lena Mafoof. Ek sal dit 'n 5 gee. Ja, want die Met Gala is 'n bietjie triekie want daar is 'n tema en jy wil nou by die tema inpas, maar Ja, maar die midsection, daar is nou nie baie flyer nie. Die idee was goed. Ek is baie nuuskierig oor die volgende een, want ons het vir Lady Gaga aan die beurt. Dit is by die Grammys hierdie jaar. Ek hou nogal daarvan. Ek dink dit is 'n 8 uit 10. Dit is haar hele styl. Onthou sy impersonise nou haar nuwe era. Soos my nuwe era, bietjie mader en sonder hare. Ek bly dit is nie vleis nie. Ja. Vir die volgende een, Dua Lipa. Waar sy? By die Met verlede jaar. Dis amper tyd, né? First Monday in May. Yes. Ek sou sê 7. Rarig. Ja. Ek weet nie. Ek het nie gedink jy gaan my hier inhou nie. Ek hou van die rock punk kind of look, maar dit kon bietjie vir my beter ge-execute het om meer daai wawawum te gee want hulle was op die regte pad. Ja. En dan Lizzo, ons laaste een. Dit is Sy is ook by verlede jaar se Met. Wel, jy moet dit vat van wat dit afkom. Dit is die Met Gala. So ek moet nogal vir haar 'n hoë punt gee, veral vir haar body type. Dis bietjie uit die boks uit. So ek sal sê sy's 'n 8 uit 10 uit. Ek dink sy het goed gedoen. Baie dankie Dian. Dis nou alwaarvoor ons tyd het gaan volg Dian by Dian Daniels Couture. Net hierna gesels Arnold met Penny Heinz. Nou ja, ons almal weet die manne in jou lewe word nooit regtig groot nie. So ook sal ons vrouens en ma's nooit ophou sorg nie. Ophou wonder nie. Is daar voldoende voorsiening gemaak vir eendag? En wie gaan die boedel hanteer? Eksekuteurs, want boedels en testamente is wat ons doen. Besoek eksekuteurs.co.za of kontak jou finansiële adviseur. Eksekuteurs, versekerheid tydens onsekerheid. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home. And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say, hey, thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say, thanks, plants. So net 6:30, hartlike goeiemôre. Jy kuier saam met ons hier by Goeiemôre Good Morning en ons is vandag bevoorreg om weer 'n legende of twee hier in die studio te hê. Ek praat natuurlik van die eerste legende, Arnold Geerts. Jy sien. En natuurlik ook ons voormalige Olimpiese swemkampioen Penny Heinz. Arnold, hoor na jou. Môre Pieter, baie dankie. Ja, ek weet nou nie of jy my naam en Penny se naam in dieselfde sin behoort te noem nie. Dit werk eintlik nie so nie. Penny Heinz, Penelope, lekker om jou hier te hê. Baie dankie vir jou tyd. Ek weet dit is vroeg in die oggend. Ek dink die eerste ding wat baie mense sou wil weet is, wat doen Penny Heinz deesdae? Ek is betrokke natuurlik met swem. Verlang was ek nie, maar ons doen baie swemkampe, maar die fokus is meer tegniek en die sielkundige kant. Dis meer my passie.
So die swem was die verskoning om die swemmers in die kamer te kry, om bietjie vir hulle te leer rondom die life skills, al daai goed. En uit dit uit was daar 'n demand vir stroke correction tegniek, so ek doen dit maar oor die naweke. Maar ek het nie my eie swemspan nie. Op hierdie stadium wil ek nie dit doen nie. En dan natuurlik jy weet die corporate conferencing, die praatjies, daai goed. As jy praat by 'n konferensie, wat is jou gewone boodskap of het jy talle van hulle? Kyk, ek kan hom 'n bietjie panel beat as ek moet, maar ek dink die waarde as ek terugkyk aan my swemloopbaan, in die begin het ek nooit eintlik verstaan wat is die waarde nie. Maar soos wat ek nou ouer word en ek's nie so oud nie, net 21. Besef ek daar is tog, jy weet, parallels between business and what we do as athletes. So dit gaan maar oor die lesse en die grootste een was waar jy jou gat geskop kry en jy's in een van daai disappointing moments en dan hoe kom jy uit dit uit en hoe leer jy uit dit uit, want dit is eintlik maar die stepping stones to tomorrow's successes. Toe ek my huiswerk doen, toe kom ek met skok agter dat jy saam met ons in Barcelona was. Jy was die jongste lid van die eerste Olimpiese span na isolasie. Ek het dit vergeet. Ja, ek was. Ek wens ek kon dit vergeet. Vertel my daarvan, hoe was dit vir jou? Ag, 'n skok soos wat dit vir meeste mense was. Ek dink op baie stadium, jy weet dit, soos jy sê, die eerste keer wat ons Olimpiese spele toe gaan, so ek het eintlik nie groot geword met die Olimpiese droom nie. Ek het nie gedink ek gaan nie. Ek het regtig nie soveel respek vir dit gehad op baie stadium nie. Die idee van almal wat dalk probeer verneek, die dope testing, al daai goed was very Dit het jou ontstel? Ja, ek het gedink, ag man, julle kan dit hou. En maar toe ek daar kom was daar 'n cafeteria, open 24/7, enigiets, ek seker jy onthou daai was die highlight. En met dit het ek I went there well rounded. Dus die swem dit nie so goed gegaan nie, maar dit was een van daai draaipunte in my loopbaan waar ek 'n besluit moes neem. Ek haat swem. Ek wil nie swem nie, maar daar's 'n geleentheid om Amerika toe te gaan en daar te swem op die Universiteit van Lincoln, Nebraska. Baie daaroor gebid en toe gevoel, even if I don't feel like it, ek moet gaan. So dit was maar een van die eerste, maar ek sê daar was soos 3 of 4 ernstige oomblikke in my loopbaan waar ek wou ophou swem. Daai was seker die eerste een. En toe 4 jaar later, hier is hierdie wonder swemkind wat iets doen wat niemand ooit van tevore gedoen het nie. Wel, ek het nie dit geweet nie. Anders sou ek nie. Ja, ek dink, jy weet, ek het oorsee gegaan toe ek hier nog geoefen het. As mense sê maar vergelyk met wat die kinders vandag doen, het ek nogal min gedoen. Alles was vinnig, maar dit was net soos in 3 kilometer. So daar was nogal baie, ek dink, scope for improvement. En toe gaan ek Amerika toe, dis 'n hele mental shift. En so 2 jaar voor die Olimpiese spele het ek besef as ek, jy weet, aanhou working the plan, elke seisoen met 'n sekonde verbeter, dan kan ek moontlik, jy weet, 'n sekere tyd swem. Ek het nie gedink dit sal wêreldrekord wees nie, maar natuurlik na dit het ek nou geweet, jy weet, dis nie te sê ek gaan wen nie, maar ek het 'n goeie kans om, ek sou my beste tyd weer swem. En dan die 200 was maar net go all out, hope no one catches you. En dit het gewerk. Dit het. Wat onthou jy in die 200 toe jy eerste geraak het? Wat is die gedagte as ek jou vra, wat onthou jy van daai eerste oomblik toe jy aan die muur geraak het? Die 200 wat die tweede medalje was, né? Ja. Wel, eerstens, soos ek sê, I hated the 200, just 100 meters too far. Ek kan nie sê dit was relief nie, want ek het geweet na die 100 het ek die spoed. Maar ek dink vir my, toe ek daarna hoor, niemand het dit al ooit gedoen nie. En die lekker ding is om te weet, die enigste ander een wat dit ooit gedoen het, maar oor 2 Olimpiese spele is natuurlik Tatiana. So jy moet 'n Suid-Afrikaner wees om dit te doen. Dis die voorvereiste. Ja, maar ek dink vir my was die eerste gedagte is, what are you doing, Lord? Why me and what does this mean? What's the responsibility? En ek sê altyd vir die jonger kinders, want as hulle bang is oor iets, dan sê ek, weet jy wat, of jy nou wen of laaste kom, jy gaan altyd bang wees. Ja. Die eerste gedagte is, what if I can't do it again? Ja. En toe in 1999 11 rekords so in 'n ry. Vertel my daarvan. En dis iets weer eens wat ons nie sal sien nie. Sal dit nie weer sien nie. Wel, ek wou dit vinnig doen sodat ek kan ophou swem. Nee, ernstig, ek het dit het begin in seisoen nog en ek dink dit was nou maar net om eerlik te wees, daai eerste rekord daai seisoen ook, wou ek nie die 200 swem nie. Ek het vir my coach gesê ek wil eintlik die eerste 100 vinnig swem. So how about you actually
swim it properly and learn something. En toe met dit het ek dink die eerste keer in my lewe het ek dit eintlik gepace. En toe ek nou die 4de lente swem toe, tog ek swem, ek's nie moeg nie. Ek beter vinniger swem of ek gaan nie kan uit die final uitkom nie. Maar anyway, so het dit aangegaan en jy weet mos as jy nou, ek was baie gelukkig dat daar 3 groot kompetisies sê maar in 'n ry was. So ek het die geleentheid gehad om en jy weet elke kompetisie leer jy iets. Jy weet die eerste een soos ons in swemmers sê we untapered, unshaved. So ek het geweet as ek nou taper en als gaan ek vinniger swem. En toe ek na huis toe kom in die kortpad, die 25 meter Mickey Mouse short course swem. Met alle respek vir die short course swemmers. Ja, ek sê versigtig. Maar jy weet toe ek besef I mean dit is short course, is makliker as die 50 meter swembad. So maar dit was 'n bietjie van 'n surprise. Ek het nie gedink dit sou wees nie. My grootste as ek dink daar was 'n regret is die dag na die laaste 2 rekords, die volgende dag was die 200. En ek het besluit, ek gaan op vakansie, ek gaan hom nie swem nie, ek sal volgende jaar en toe volgende jaar het nooit gebeur. So. Penny, dit was wonderlik om jou te hê. Ek moet eerlik wees, ek sal vir jare met jou kon praat. Want ek dink jy die magdom ondervinding wat jy het is net fantasties en is goed dat jy dit deel met die jonger mense. So dankie daarvoor. Waardeer jou en dankie vir jou tyd vanoggend. Plesier, baie dankie. Beslis een van ons grootste sportlegendes Penny Heinz en daai 11 wêreldrekord soos ek sê, sal dit nie sommer maklik wees nie. Pieter. Baie dankie Penny. Ek moet julle nog 'n bietjie later vertel van so 'n mondvol water wat ek destyds gesluk het toe ek ook vir die eerste keer by Penny gaan kuier het. Dis almal vir ons tyd het vir nou kry so lank 'n vars koppie koffie want net hierna gesels ons finansies saam met niemand anders nie as minister Thys van Sail. Goeiemôre, laat 'n bietjie van jou hoor asseblief. Laat weet vir ons.
Dit is nou tyd om geldsaake te bespreek en ons kyk spesifiek vandag na lewende anniteite en hoe dit inpas in jou beleggingsportefeulje. Thys gesels nou met Elizay Kutse van Everest Wealth. Goeiemôre Elizay. Goeiemôre Thys. Daar sê. So selfs 'n bietjie lewende anniteite. Net vir die kykers daar buite, wat is 'n lewende anniteit? 'n Lewende anniteit is die beleggingsvoertuig wat jy natuurlik sal gebruik om 'n maandelikse inkomste van te verdien wanneer jy aftree. So wanneer jy daai tyd van jou lewe bereik, het jy natuurlik keuses. Normaalweg kyk jy na 1/3 waarvan R550,000 belas word teen 0 en dan die 2/3 opsie moet jy vir jouself 'n maandelikse inkomste meekoop. So daar kyk jy na lewensanniteite of lewende anniteite en ons gesels vandag oor lewende anniteite. Right, en sê vir my wetgewingsgewys, aan watse regulasies voldoen lewende anniteite? Hy voldoen aan die pensioenfonds wetgewing, maar is nie regulasie 28 betrokke nie. Wat is regulasie 28? Daar's sekere fondsbestuuring wat toegepas moet word. So daar's verspreiding, regulasies wat in plek moet wees vir dit. En ons land natuurlik vereis dit. Ja. So dan oor regulasie 28 is voor aftrede. 'n Lewende anniteit is basies jy weet dan nou wat saam na aftrede. So dis wanneer jy begin inkomste trek. Ja. Okay. En as jy byvoorbeeld gaan kyk wat is die implikasie van inkomste? Sê jy mos 'n inkomste selekteer in 'n lewende anniteit. Wat se implikasies is daar as jy byvoorbeeld te veel trek? Kyk, jy verdien 'n sekere persentasie. So die wetgewing vereis, regulasie 39 van die pensioenfondswetgewing lees, dat jy tussen 2.5% en 17.5% inkomste trek. Dis nie jou opbrengs nie. So as jy kyk na wat jou fondse kan presteer, moet dit altyd in lyn wees om 'n tipe scenario te skep met jou finansiële adviseur of beplanner om seker te maak, jy weet, dit gaan my nie uitleef nie of jy weet, ek lewe nie noodwendig spandabelrig of ek kry te groot inkomste op die einde van die dag nie en dan hou dit jou tot en met sê maar as jy nou op 55 aftrek, dalk net tot 60. Ons kyk gewoonlik na dit hou ten minste tot by 90, 95, maar deesdae kan jy dalk 120 jaar uit. Ja, dis waar, né? Ja. So met ander woorde, as ons kyk 'n lewende anniteit kan hy mos 'n inkomste selekteer soos wat jy sê. Een keer 'n jaar sit jy met jou makelaar en dan gaan kyk jy mos na jou uitgawes en jou inkomste wat jy die vorige jaar gehad het en dan kan jy dit aanpas. Met ander woorde, jy sê 'n vasgestelde tipe van groeipatroon nie, so maar jy's afhanklik van jou inkomste, jy weet, en natuurlik jy weet soos wat jou fondse groei aan die onderkant. Met ander woorde, kom ons sê argument het al 'n praktiese voorbeeld. Nou het jy 'n kliënt uit 9% se inkomste per jaar wat hy moet hê. Hy het nie 'n ander keuse om dit te doen nie, maar sy fonds presteer byvoorbeeld oor die algemeen teen 8,5. Gaan daai persoon basies jy weet, gaan sy dan in haar kapitaal indelg of hy in sy kapitaal indelg met tyd? Ja, natuurlik. Ek meen as jy meer inkomste trek as wat jou fonds presteer, dan gaan jou kapitaal afneem. So dis belangrik om 'n fondsbestuuring toe te pas. So daar's sekere fondse wat jy kan kies. ETF's, unit trust, beleggingsportefeuilles wat saamgestel is. So, jy weet, praat met jou finansiële adviseur om seker te maak dat hulle dalk vir jou 'n geldmandjie skep om jou jaarlikse inkomste in te bære, sodat jy nie noodwendig van die groeifondse se potensiaal kan verloor wanneer daai markte dalk af is om van daai fondse te onttrek nie. Jy is daai voorbeeld van kom ons sê daai aandele skommeling om te sê jy kan jouself nog steeds op die markte vind, maar sit jou inkomste eerder een kant en laat daai kant dan presteer. Maar kom ons sê daai kant presteer ook nie en jy kom dan na 12 maande en dan gaan jy moet aandele verkoop weer om jou inkomste te befonds en sien julle dit in praktyk? Ja, definitief. Dit is baie algemeen. Everest Wealth bied 'n Amethyst lewende anniteit wat vir jou 'n bietjie meer, jy weet, uit die mark uitbring. Daar bied hulle vir jou standvastigheid en konstante opbrengs op 'n sekere fonds, is fondssamenstelling en ons skep ook vir jou geldmandjies. So wanneer daar enige veranderinge in die markte moet plaasvind, dat ons vir jou inkomste amper reserveer. So daar gaan nie enige aandele verkoop word om jou inkomste in die volgende jaar of 2 te laat markskommeling plaasvind of kapitaal verlore gaan nie. En natuurlik is daar ook inflasiebeskerming betrokke met hierdie produk. So na 5 jaar termyn het ons 'n bietjie van 'n booster wat ons bysit daar wat net vir jou, jy weet, die ekstra inkomste voorsien. Jy weet, enige iets, alles gaan op die einde van die dag. Natuurlik. Weet jou normale belegging of jou fondssamenstelling laat dit nie toe om dit ook ingebou te hê nie, maar Everest Wealth bied dit wel. Okay. En dan Elizay, om af mee te sluit, kan 'n mens byvoorbeeld as jy by die groen of die blou of die oranje maatskappy is en jy's klaar in 'n lewende anniteit, kan jy dit oorplaas na 'n ander lewende anniteit? Is dit moontlik en is daar koste betrokke?
Daar's geen koste betrokke van een lewende anniteit na 'n ander lewende anniteit deur middel van 'n produkverskaffer nie. Daar's ook nie belastingimplikasies nie. So jy kan jou fondswaarde oordra van een verskaffer na byvoorbeeld Everest Wealth en net aangaan met jou inkomste. En op hersien of verjaarsdagdatum kan jy natuurlik jou inkomste aanpas. Wil jy nou meer of minder verdien? En ons doen ook vir jou 'n illustrasie om seker te maak jy weet dit is wat jy gaan kry op die einde van die dag sodat jy 'n ingeligte besluit kan neem. Nee, great. So dan oor die call to action is hier so eenvoudig. Jy kan die woord belê SMS na 45906 of jy kan na hulle webtuiste toe gaan everestwealth.co.za waar jy dan na adviseer kan klik en daai persoon sal dan ook met jou kontak maak rondom jou aftreebeplanning. Nou Thys en Elizay, ek wil nou weer hier inspring met 'n vraag, 'n interessante storie wat ek raak gelees het want albei van julle is geregistreerde. Ek weet nie wat gaan aan vanoggend met my en Pieter nie. Geregistreerde finansiële adviseurs. So ek het 'n baie interessante storie raak gelees rakende die gedragsowerheid vir die finansiële sektor wat streng wil optree teen finansiële smaakmakers of soos wat die meeste mense hulle ken, influencers, wat sonder magtiging advies gee of produkte bemark. Ek dink dit raak nogal 'n groot probleem deesdae. Maar volgens nuwe reëls moet hierdie smaakmakers of influencers moontlik aan dieselfde vereistes as gemagtigde finansiële adviseurs voldoen. En ek sien die owerheid is so bekommerd oor waninligting en die risiko van finansiële slenters. Gerard van Deventer van die owerheid sê ook enige persoon wat finansiële advies gee oor 'n produk sonder magtiging oortree die wet en kan ondersoek en optrede in die gesig staar. So my vraag is nou om dit dalk net 'n bietjie net vir 'n bietjie meer duidelikheid, wat is die vereistes waaraan 'n finansiële adviseur moet voldoen? Also ek dink wat dit eenvoudig so baie belangrik maak en ek is amper bly dat die FSCA 'n stap in die regte rigting invat veral rondom smaakmakers en natuurlik om potensiële beleggersprodukte te pand op hulle platforms en dan daai basies goedkeuring te kan vrylaat en dan dink mense hulle kan daarin wat saam belê en dan dink die mense selfs op 'n sekere stadium ja daai mense is self daarin belê om net uit te vind maar hulle is nie eers in daai skema belê nie maar hulle vertel ja hier's maanskyn en rose. So ek dink dit is briljant dat dit moet gebeur. En natuurlik ook die feit dat jy kan nie, ons sê dit soveel kere, jy kan nie finansiële advies kry rondom 'n braaivleisvuur nie of in jou haarsalon nie en wat nog meer van 'n influencer op die einde van die dag wat net likes en wat some sharing doen en geen finansiële advies wil gee nie, want hy is nie eens geakkrediteer om finansiële advies te gee nie, maar mense val tog daarvoor. Julle sê julle in praktyk kry julle baie? Ja, definitief, dit is 'n groot nou-nou. Kyk, ek mag feitelike inligting deel, maar dit is soos om 'n tydskrif deur te blaai en advertensie te lees. Dis feitelike inligting. Ja. Maar op die einde van die dag, wanneer jy advies gee om sê belê hier want dit en dit en dit en redes waarom en hoekom en jy weet 'n illustrasie byvoorbeeld om te sê ek stel hierdie en hierdie fondse voor is glad nie goed nie. Ja. So met ander woorde, elke ou is anders. Hoe kan jy nou een tipe produk voorstel aan duisende mense en sê dis presies dieselfde, ja. En dit is my hartseer want ek bedoel mense glo hierin. So met ander woorde is jy 'n basiese influencer is en jy volg hierdie persoon en die volgende dag gaan sit hierdie persoon hierdie produk vir jou neer en dan jy verloor amper daarin van ja, dis nommer 1 dis te goed om waar te wees, nommer 2 om jou adviseur te gaan raadpleeg en nommer 3 om verdere navorsing te doen rondom die offering wat gemaak word, want jy glo so in daai persoon, jy weet dat jy in eenvoudigheid jy's amper blind gestaar en ek bedoel ons het dit nou met soveel skemas gesien veral nou in die laaste paar maande wat afgespeel het, as gevolg van AI, as gevolg van jy weet influencers, as gevolg van mense wat video's maak wat hulle self voorgee as kundiges, maar hulle antwoord byvoorbeeld net klagtes. Hulle is nie in die produk self nie. So en dit laat my selfs dink aan sosiale video's wat gemaak word van 'n sekere persoon wat in die stort was. Jy weet en hy het finansiële advies gegee rondom klippies. Ek bedoel so mense moet luister en mense moet uitkyk vir hierdie goeters. Maar julle sê jy self 'n CFP wat natuurlik weet 'n ekstra gekwalifiseerde adviseur is in die mark, is dit belangrik basies weet om daai kwalifikasie te bekom en hoe gebruik jy dit in praktyk? Kyk, op die einde van die dag is dit nie net 'n produk wat ek voorstel aan my kliënt nie. Ek doen eintlik beplanning en daarna gaan kyk ek by verskillende produkverskaffers om te kyk waar pas jou behoefte in dit in. So, jy weet, finansiële adviseurs is ook kundig, maar jy weet, ek gaan nie die verdere stapie om beplanning toe te pas, holistiese beplanning toe te pas. Ek doen illustrasies, ek doen voorbereiding. Ek maak seker op die einde van die dag, weet wat, hier's 3 verskillende produkverskaffers, hierdie is die beste en dit is waarom. Ja. En natuurlik is dit so belangrik om presies te weet waar jy belê. Ja.
So daai transparency is my amper so belangrik, want ek bedoel transparency is maar op die einde van die dag amper vir my beter as selfs consistency, want as 'n ou ten minste weet waar jy belê, dan weet jy ook wat jy kan verwag, en dan kan jy daardeur kan jy ou mos sy consistency begin te create. Maar ons sien dit ook soveel kere, jy weet dat ou mense, veral met ou geld, jy weet, is die mense wat val vir hierdie tipe van skemas. En ja, mense kry sware, mense moet meer uithaal, mense moet meer wat gaan spandeer, want dit is maar lewenskoste, dis inflasie, dis rentekoersverhogings. Dit was COVID wat nou nog 'n hit het op baie mense se portefeuilles. En dan gaan hulle vir hierdie tipe van skemas. Maar dan kry jy nog steeds mense wat sê ja, maar 10% plus is nie moontlik nie. Wat dink jy? Wel, die beleggingsstruktuur en die fondse het dit uitpresteer. Ons het natuurlik wisselvalligheid wat die norm is, maar gaan kyk, dit word wel behaal. So is dit nou waar of is dit nie waar nie? Die syfers wys dit. Ja, maar ek sê altyd, jy weet, enigiets hier tussen, jy weet, as jy gaan kyk byvoorbeeld inflasie plus 7, inflasie plus 8, daai raak bietjie vir my bietjie dodgy, as ek daarna gaan kyk, maar ek dink enigiets tussen 12 tot 14, 15% kan gedoen word. Ons indeks het dit ook getoon. Maar enigiets bo 15, 20, 25, 30% opwaarts, bly weg van daai skemas af. Ja. Dit is net vinnig, ons het 'n paar sekondes oor, maar dink jy dit kom ook neer op advertensiestandaarde wat omseil word? Ek dink so, want as ou ook gaan kyk, advertensies is eintlik die vlak, ek wil aansluit by julle, is amper soos is mense is daai skaduwee om te sê, maar dit is feitelike inligting. Maar dit is presies wat jy sê, dit is so 'n tydskrif waardeur jy gaan blaai. Dit is feitelike inligting, maar dit gaan nog steeds 'n call to action create, want jy gaan nog steeds wil koop. So as jy wel na daai advertensie gaan kyk, is hulle 'n finansiële diensverskaffer met 'n registrasienommer, gaan kyk of dit geldig is, daai diensverskaffernommer, en gaan kyk die persoon wat ook die advies gee of hy dit wel kan wat sal verskaf, en natuurlik sy werd is. Ja, Thys en Elise, julle is so kundig en daarom het ons julle hier. So baie dankie ook. Nou verstaan ons dit ook 'n bietjie beter. Nou, as jy by ons wil adverteer, stuur gerus 'n e-pos na sales@creatorsway.co.za en net hierna vind ons uit hoe om iemand met 'n leuen te betrap. Jy wil dit nie mis nie, bly ingeskakel. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aand. Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Innovering, verandering en groei is gewoonlik sinoniem met sukses in die korporatiewe wêreld. By Van Mont Groep Beperk glo ons egter dat sekere goed dieselfde moet bly, soos integriteit, betroubaarheid, konstantheid en 'n omgee vir jou medemens. Dit vorm 'n sterk fondasie wat die sukses kan behartig, en as ons omgee vir mense, sal ons mos omgee vir jou hardverdiende geld ook. Verdien goeie rentekoerse wat saam met jou kapitaal gewaarborg word. Van Mont Groep Beperk, sukses met 'n hart. ACDC Express. Everything electrical. Is it secure? Yeah, it's secure.
Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. So het jy al ooit na 'n storie geluister wat iemand vir jou vertel en dan dink jy by jouself, nee, wat? Hierdie ou sit nou kraaltjie by. Wel, daar is een vrou wie beslis nie vir 'n wolhaar storie gaan val nie, en dit is Lizet Volkwyn, beter bekend as die menslike leenverklikker. Baie welkom by Goeiemôre, good morning. Hallo Lizet. Baie dankie. Hulle noem jou die menslike leenverklikker. Wat presies behels dit, Lizet? Wel, basies wat dit beteken is, ek kan basies mense lees sonder enige apparate of toerusting. Ons brein en ons onderbewussyn kan glad nie jok nie. So ek is geleer in die wetenskap van Dr. Paul Ekman en ek kan jou fisies lees en sien of jy vir my jok al dan nie. Dis baie indrukwekkend. Ek moet nou pokerface hierso gooi. Presies. Hoe moet ek staan? Waar moet ek kyk? Hoe het jy besef dat jy so iets kan doen? Wel, om mee te begin, ek is 'n meeste lewensafrigter en ek het so 15 jaar besluit om dit te word. En so 2 jaar in die meeste lewensafrigting, konsultasies en goed, dan dink ek, hoekom breek ek nie deur nie? Toe kom ek agter, maar weet jy wat, ons almal versin maar en ons jok maar en ons almal hier het op vandag gejok in 'n gewone 10 minute gesprek. Toe kom ek agter, maar hoe kan ek agter die kap van die bel kom? En toe ontdek ek natuurlik Dr. Paul Ekman en ek is oor Manchester toe in Londen. En daar het ek my kursus gaan doen. Ons is 2 in Suid-Afrika wat basies op die Paul Ekman, jy noem dit die PI National Certification gekry het. So ek is Truth and Credibility Consultant en ook 'n micro-expressionist. En hoekom jok 'n mens? Wel, ons jok net vir 2 redes, groot of nie. Ek probeer of pyn te vermy of ek probeer iets daaruit kry. So jy weet, ek sal byvoorbeeld 'n ekstra graad byvoeg by my CV, dan kry ek daardie werk. Nee, ek het nie koekie gevat nie, want as ek sê ek het die koekie gevat, gaan ek pak kry. So ek gaan daaroor jok. En natuurlik sal 'n klomp subkategorieë daaroor om te kan sê hoekom ek jok, maar dit is jou 2 hoofredes. Ja, so jy het die opleiding van Dr. Paul Ekman, maar hoe het jy besef dat jy eintlik 'n aanvoeling het om hierdie tipe werk te kan doen? Wel, dis dan ek het absoluut versot op menslike waarneming en hoe mense reageer en waar hulle vandaan kom, ook die siege daarvan. En vir my was dit, kom ons gaan leer dit, want wat nou gebeur, 'n ou kom na my konsultasie toe in my spreekkamer. En binne 'n uur kan ek vir jou basies sê wat is die issue, waarna moet ons werk en kyk, want wat maak ons? Ek wil jou nie vertel vir my affair wat ek het nie. Ek wil nie vir jou vertel dat ek my man haat of my sussie nie vir my hou, sussie hou nie, of weet my ma het my so seer gemaak, ek wil sterk probeer wees. Nou kan ek daarna kyk. En dit is hoekom ek dit begin doen het, want ek wil seker maak, ons het so min tyd, ons het vandag daaroor gepraat, dit is so gejaag na wind die hele tyd. So, jy wil nie vir 'n jaar lank elke week 'n uur by my kom sit nie. Jy wil so gou as moontlik weet, dis hoekom. En nou kyk ek daarop, ek is verskriklik gestel, want ek sê altyd, ons is so geneig om te dink, kriminele leens. Maar sodra jy besef, ek kan 'n leen optel en dit verbeter my kommunikasieskills, dan verander jy julle prentjie. Want ek kan nou met elke persoon met wie ek kommunikeer, ek kan agterkom. Pieter is versigtig want hy hou so aan voor my, so hy probeer keer waar ek nader aan hom kom. Jy het 'n bietjie verder geskuif want jy wil nie te naby my kom nie. En dit is daai tipe goed. Nou weet ek jy's ongemaklik en nou kan ek sê maar weet jy dit gaan goed. So ek kan onmiddellik daai tipe interaksie begin doen. En dit is wat baie help. Mense besef nie as jy hierdie skill het, kan jy in enige koöperatiewe vlak of by jou huis en met jou familie 'n baie beter gesprek voer. So dit beteken nou nie noodwendig dat mense na jou toe kom wat 'n krimineel wil skuldig bevind of iets nie. Soos ek kan na jou toe kom om die lyfstaal te leer ken vir beter kommunikasie. Absoluut. Dit is presies wat ek doen. Ek bied 'n kursus aan en ek het 'n boek geskryf, Die Koude Sien, juis in 'n layman's terms, sodat ek kan leer waaroor gaan dit en hoe kan ek iemand optel wat hy gesels en sê. En ek sê nie, jy moet verstaan, daar's 7 verskillende kategorieë. En jy kan nie die een kategorie gevat en sê, so byvoorbeeld hier is 'n kliertjie onder jou neus. Hy begin juk as jy jok. So as ek skielik in my neus vat, kan jy nie sê ek jok nie. Jy moet die 7 kategorieë in plek hê. So natuurlik, en dit is wat ek jou leer. Want as ek begin met jou gesels, dan kan jy agterkom maar dis ook my kind bereik.
Of weet jy, ek is besig om 'n transaksie te doen. Hoe kry ek daai transaksie dat dit vir ons albei gaan werk? En ek spot altyd en ek leer vir die koöperatiewe verkoopsmense leer ek dit. Want jou aankoper jok altyd. Ons gaan definitief by jou koop. En jy in my hart vir 2 maande agter jou aan en ek kry nie die kontrak nie. Nou kan ek sê hoor jy, hy weet dit. Want kom ons sê byvoorbeeld, jy sit voor my, jy's niks tussen my en jou op die stadium nie, maar terwyl ek met jou praat, vat jy 'n koppie koffie en jy sit hom voor my of jou boek voor my. So wat jy vir my gesê het, ek is besig om toe te maak. Ek wil nie jy moet weet ek gaan nie vir jou deur prys gee of ek gaan nie by jou koop nie. En dis die tegnieke wat jy leer sodat jy weet, hoe kry ek dit reg om hierdie ou se boek weer weg te vat dat ons 'n oop kommunikasie het. Kan jou familie steeds vir jou lief? Ja, ek het my kamer skoon gemaak. Ja, ek het nie die koekie geëet nie. Ja, ek is voorberei vir die Kersfeesete. Weet jy, ek sê altyd die spesialis loop nie in die mall rond en sê daai pasiënt is siek of die pasiënt is siek nie. Maar hy weet waarvan hy praat. So ja, weet jy, dis iets wat jy nie afskakel nie. Weet jy sien die rooi lig, jy gaan miskien dit is nou nie heeltemal waar nie, maar jy moet vir jouself afvra, wat gaan ek met hierdie inligting maak? Jy weet, wil ek regtig nou jou konfronteer? Weet, Manlief kom by die huis en sê, ja, dit is 'n okay dag gewees. Ek weet of sy okay dag, net so vas disgust in sy neus gewys, sy skouer het gelig, sy stemtoon het gedaal, daar's so klomp goed wat gebeur het. Maar om hom nou te pik en sê, vertel my, not worth the fight. Jy los dit. So, jy moet weet, waarvoor wil jy die antwoord hê? Ja, so jy kan dit eintlik afskakel, want ek kan nie dink hoe besig moet jou brein wees, dat jy die hele tyd almal net judge. Ja, lees. Moet ontleed nie. So, jy kan dit afskakel, want dit moet seker uitputtend wees. Ek dink nie dis uitputtend nie, ek geniet dit terdee, want dit is vir my verskriklik lekker, weet jy stap in en jy sien vir Diaan daar, jy sien vir Penny in die agter sitkamer. En dan kyk jy die interaksie van hulle almal en wie se status, waar sien hy homself in die posisie. Weet Pieter kom uit en dan kom Thys uit en jy kyk daai interaksie. Ek wil dit nie afskakel nie. Hoorie maar aan die ander kant van die munste kan jy my leer en help om beter te jok. Ek spot altyd en sê, ek leer mense jok, want dit is presies wat in die 2 dae, die kursus, my werkswinkel is 2 dae, en dit is presies wat ek jou leer, waarvoor kyk jy, waarheen gaan jy. Maar interessant genoeg, ons was daardie tyd, in 2013, was ons 29 kandidate, 27 verskillende nasionaliteite. 5 van ons was of 'n sielkundige of 'n life coach, almal was anderste intelligensiedienste. In die 3 weke prakties, kon nie een van ons wegkom met alleen nie. Want jou onderbewussyn neem oor. So ek weet nou, moenie jou skouers gebruik nie, moenie jou neus doen nie, hou jou body language gemaklik. En nou vertel ek jou 'n storie wat nie gemaklik is of ek jok daaroor. Dan gaan my brein onmiddellik sê, jy jok. So kom ek vertel hulle hoekom. Jou taalgebruik verander. So sodra ek jok, verander my taalgebruik. So my tense skuif om, die manier hoe ek praat. My tone of voice verander. My kensak. Hierdie verander. Jy weet, jou micro-expressions gebeur in 'n 25ste van 'n sekonde. So, dis disgust. Jy kan duidelik sien, jou neus trek op. Maar dis ook disgust. Jy het nie gesien nie. Dis anger. Jy het nie gesien nie, ek het gesien. Jou lip het sopas ingetrek. Sure. Dis wat jy kan sien. So, dit kan ek jou leer, maar jy gaan dit nie kan toepas nie. Wow. Hoorie, en daar was seker baanbrekerswerk wat jy gedoen het, afhangende nou of dit 'n kriminele saak was of dalk 'n maatskappy wat topverkopers geraak het of iets. Jy weet as jy nou na beide kante kyk. Weet jy, ja, my kollega werk absoluut in die kriminele kant. Ons doen saam die evaluasies en goeders. Ek gaan nou byvoorbeeld na 'n maatskappy toe, hulle roep my in vir jou hoë aanstellings waar daar direkteure aangestel word ensovoorts. Ek sit in daardie onderhoud. Ek vra nie, ek maak notas. Halfpad deur sal ek vir hulle sê, weet jy wat, kom ons vra eerder hierdie vraag weer, doen hierdie vraag van die kant af ensovoorts. En dan agterna gaan ek vir jou 'n aanbeveling doen om te sê, stel hom aan of nie. In so 'n spesifieke geval, ek het omtrent 3 op daai stadium verslae vir die maatskappy gegee, en op daai stadium toe gee ek vir hulle weer 'n verslag. Hierdie ou was textbook perfek. CV was reg, karismaties wat hy moes doen, maar elke nou en dan moet ek kyk na hierdie, wat sê die tel vir my? Weet, wat sê die wetenskap? Gaan net terug, jy moet neutraal bly. En die wetenskap het vir my gesê, jok. En hoe meer as hy, maar hy is so karismaties, alles stiek af. So hulle gaan nou hierdie keer teen my aanbeveling. Dis jou prerogative. Ja.
6 maande later toe bel HR my. Dit kos haar 3,5 miljoen rand om ontslae te raak van hom. Gonna. Wow. So dit is waar dit gaan. Die wetenskap jok nie. Ons is so geneig, weet as mense sal sê ja, my man moet bang wees. Wel, die waarheid is hoe nader die persoon aan jou is en hoe meer waardevol daai persoon vir jou is, hoe moeiliker is dit om daai skuif te kan maak en te sê nee, want dan blur ons die lyn en dan is dit gevoel oor teenoor feite. So jy moet baie versigtig wees hoe jy kyk daarna. So jy het nou gepraat van die persoonlikheidstoetse en daardie tipe goed wat in korporatiewe wêreld gedoen word. Hoe verskil die vaardigheid wat jy het van ander toetse wat dalk daar beskikbaar is? Weet jy dat daar's verskillende metodologieë en as jy mooi gaan kyk na ons hele sambreel van human profiling, is daar klomp verskillend. Party mense gebruik apparate waarna bloeddruk kyk en hartklop ensovoorts. Ander gaan kyk natuurlik na die menslike taal, die lyfstaal self. Ons doen die hele globale gedeelte. So ons vat al 7 kategorieë in gedagte. Ons kan byvoorbeeld sien jou ademsappel begin vinniger klop. Jy weet, ons kyk na jou kiewe wat hier begin klop. So ons begin al daai goed ook optel. So as 'n heel het elke oue pilaartjie wat hy hanteer in die wêreld van menslike verklikking. So dis waarna hulle kyk. Luister, so ek gaan nou met nuwe oë na my kollegas begin kyk. Ek net so. Ek kyk jou nou so. En dit dat. Ja. As iemand jou yoghurt uit die fridge Ja, nee, dan weet ek dadelik. Lizet, waar kan mense jou in die hande kry? Wel, die maklikste natuurlik is lizetvolkman.com. Op my webblad, al my inligting is daar ook. Ek kan my volg op Instagram, Facebook, my YouTube kanaal ensovoorts. En die boek, waar kan mense dit kry ook maar daar op jou? Weet jy, hulle kan my net 'n e-pos stuur en streek vir 'n harde kopie of hulle kan natuurlik op Amazon.com ook die aanlyn kopie van dit boek kry. Hoe interessant. Ek weet nie of ek nog vir jou vertel nie. Dit was so lekker. Ek maak as sommer nou Lizet vonkelwyn. Dis al waarvoor ons op hierdie stadium tyd het, maar volgende praat ons oor 'n skoonheidskompetisie wat omgewingsvriendelikheid bevorder. Gaan maak jou koffie en dan skakel jy weer in. My aarde maar is lekker.
Today is International Mother Earth Day, and to help us celebrate, we've got South Africa's very own Green Queen, Miss Earth South Africa 2024, Jessica Nell, joining us on Goeiemorgen. Good morning. And if you have any questions for Jessica, please send us a WhatsApp with your question, name, and where you're from. Welcome, Jessica. Thank you. Now, I would like you to tell us a little bit more about the Miss Earth South Africa pageant. What exactly does it entail? So we wouldn't really necessarily call it a pageant, we call it a leadership program. So we try and equip young women ages 18 to 27 to be a little bit more environmentally cautious and try and teach them about sustainability, just trying to get it a little bit more out there and try and better the earth as we go along. What inspired you to enter this mentorship program specifically? So it's a little bit of a story. I went to a coffee shop and I had to speak with the barista, and I asked them, I'm like, how many cups do you guys go through a day? And he mentioned about almost 10 to 15,000 cups. That's what we're throwing into our landfills, into our oceans. And I had a little bit of a think about it. And the next day I got an email in my inbox from the Miss Earth organization for a call to entry. And I just felt that I love a sign, and I really truly believe in science. And I thought that this is my sign and this is my year to enter. And you've recently competed in the Philippines. How was that? That was such an amazing experience. That's something I could never really truly explain to anyone, but if I could explain it in a few words, it was so transformational, and it was such a growing experience, being with people for 3 weeks, living with different countries, learning their cultures, teaching a bit of our culture, and then going through that whole experience. And in terms of our Earth, the Philippines is one of the most beautiful places in the world. How did you experience that? It's such a beautiful country, and I always said to my mom after I came back, I'm like, they were always smiling, and they do come from poverty. And I always ask the leaders of the group, I'm like, why is everybody always so extremely happy? And they just take everything with a pinch of salt, and they don't take anything for granted. And it's truly something that you can learn from them, and they're really grateful for anything. I mean, we were driving through the Philippines on the back of the cars, and we're thinking it's not such a big deal, but for them it was such a big deal, for people being there and exploring their country. Was there anything else regarding their culture that you've enjoyed most? Definitely their food. They have really good fruit, and I'm such a foodie. So the food was really amazing there, and just their kindness. A lot of them would come up to you and they would touch your nose with their nose. And that was like, we were in the region of Bukitnong, and that is something that their culture does, their specific culture. And I just thought it was such a sweet thing to greet everyone by touching your noses. How did you prepare for the environmental advocacy part of your journey as Miss Earth SA? I would say a lot of research, and I definitely had a lot of help from the Miss Earth organization. They held a lot of workshops, which was very helpful. And speaking of Miss Earth organization, we have entries open right now, so you can enter to be Miss Earth South Africa 2025, and we have a lot of workshops coming up, which will teach them a little bit more about sustainability and how you can implement it into everyday life. And what environmental issue in South Africa specifically do you think is overlooked? I would say your soil health. With a lot of farming and mining going on, I think it's something that we're overlooking at the moment. We have a lot of issues at the moment as well with air pollution and water pollution, but I do think the health of our soil is very important. That's where our food comes from, that's where our plants come from, so we definitely need to put a little bit of more attention to that. Speaking of, we've actually got a viewer question for you, Jessica, wanting to know, what are some of the small things that they can do to take better care of the earth? Because you always think that, my klein bietjie gaan nie nou regtig help nie, but actually it does. No, every small action really makes an impact. So what I usually do is, if I buy any products, I look at the back of it. Does it have the cruelty-free label on it? Is it environmentally friendly? When you buy things or take packaging to the supermarket, are you reusing your packaging? Is the packaging that you're getting, is it sustainable? Is it recyclable? So that's all the little small things that you can do to take action for it.
And do you have any advice for the average person on how to be a little bit more conscious within this regard? Yes, so like every small little action makes a big impact. So switching off the water when you brush your teeth, like I said, take your shopping bags, reuse your shopping bags. It's so easy to take it with and then reuse it and not have to buy more at the supermarkets. Women, if you buy your makeup, make sure that there's the cruelty-free label at the back. All these small little things do make a big difference. What advice would you give for someone wanting to enter the Miss Earth South Africa mentorship program this year? Just do it. Just do it. It's such a fun experience. The sisterhood behind it. I have gained so many friends along the way that I still speak to today. We all support each other. I know a friend from last year wants to really enter this year, and I just said to her, just do it. It's such a, you gain so much from it than losing. And even if you win, if you don't win, the experience behind it and what we've taught each other and what we've learned along the way is just so much more valuable. So it does make a difference in terms of spreading awareness as well. Yes, definitely. It's a fun way. You learn so many things, and then what the information that you've gathered, you can spread it along the way, and then you teach people that maybe never known anything about these things that you just learned along the way. Yes. Jessica, what's next for you, and where can people follow your journey, just in closing? So you can follow me on Instagram. I'm busy starting my own business, so that's very exciting for me, and I'm very excited for that journey as well. Jessica, happy Earth Day to you. Thank you so much for coming to chat to us. Good morning. From Mother Earth to our own mothers. After this, we'll be talking to Anay Pretorius about how she's working to immortalize our mothers' stories. Make sure that you stay tuned for that. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Whether your style is trendy, classic, or whether you are more practical, with an impressive range from classic gold to colorful fashion pieces, Hallmark has been providing quality timepieces at affordable prices for more than 30 years. Hallmark has a style for everyone and every occasion. Leave your mark with Hallmark. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Ja. Marikie. Ja? Wat dink jy? Ek dink ons moet dit in die kombuis doen. Ek dink ons moet ons kombuis nou oordoen. Daarmee kan ons help. Universal Kitchens, ons kan meeste van jou fantasie in die kombuis laat waar word. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories.
en selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Dit maak nie saak hoe oud jy is nie, daar is min dinge so seer soos die verlies van jou ma. En wat die seer nog dieper maak, is die verlies van haar stories. Ons gesels nou met Anay Pretorius, samesteller van Memoirs van jou moeder, 'n dagboek wat help om te verseker dat mamma se storie behoue bly. Baie welkom by Goeiemôre, Good Morning, Anay. Goeiemôre, Good Morning. Dankie. Vertel vir ons van die konsep agter dit is 'n dagboek amper. Hoe het jy daarmee opgekom? Ja, so hierdie is 'n boek wat hierdie is wat tans op die mark is, 'n boek om 'n ma te help om haar storie, haar verhaal, haar lewensverhaal vir haar kind en vir haar nageslag neer te skryf. So ek het regtig moeite gedoen om dit soveel hulpmiddels as moontlik daar te stel om jou te help, want dit is nogal 'n moeilike proses. Ek weet nie of julle al so iets aangevang het nie, maar ja, om jou storie. Voordat ons gebore is, het ons ma's 'n heel ander lewe gehad, 'n onafhanklike lewe van ons, waar dit nou deesdae so vervleg is met ons lewens, dat ons nie eintlik baie keer daaraan dink, mamma, hoe was jy as 'n klein dogtertjie? Wat was jou drome as 'n jong vrou? En hoe het jy gevoel toe jou lewe heeltemal verander het en toe ek in jou lewe gekom het? Ja. Daai tipe vrae laat ons baie keer na om te vra, en ek het besef dat ons stories verloor. Dat met die heengaan van ons ouers en ons grootouers, kom ons op 'n dag waar ons vir hulle iets wil vra en dan besef ons dis helaas te laat. Dit is nooit opgeskryf nie. Ja. Want ons onthou ook nie so mooi nie. Selfs al praat ons oor ons stories, vergeet ons stories. Maar nou moet ons vra, was daar 'n spesifieke oomblik gewees wat jou geïnspireer het en wat tot hierdie idee gelei het? Ja, beslis. My eie ma het my inspireer en dit begin waar die beste stories begin, by 'n vlooimark, waar ek 'n soortgelyke boek vir my eie ma, Myrna van Rooi, gekoop het. En ek het dit vir haar gegee en gesê, ag mamma, ek weet jy's so besig, maar as jy 'n tydjie kan afknyp, dit sal so interessant wees as jy hierdie boek vir my kan voltooi. En so het die lewe gebeur en ek het my eintlik vergeet daarvan. En oor 'n tydperk van 'n paar jaar het my ma daai boek voltooi en het so ewe op haar 60ste verjaarsdag aan my oorhandig. Hy het sommer so gegaap van al die foto's wat sy ekstra ingesit het in briefies. En ek moet sê, ek het dit waardeer, maar ek het nie regtig die waarde besef nie, tot sy skielik oorlede is en ek weer na daai boek gaan kyk het en besef het, mamma, hierdie is die beste wat ek van jou het, dis jou handskrif, dis jou manier van praat, wat ek hoor in die manier wat jy geskryf het, en nie om te praat eers van die fotootjies en ekstra briefies en stories wat sy daarin het nie, stories wat ek oortuig is, wat ek weet, ek nie sou geweet het, as sy nie die moeite gedoen om dit te skryf nie, want ons het 'n goeie verhouding gehad, ons het mekaar gereeld gesien, albei in Pretoria, maar ek is verbaas oor wat ek nie sou weet van haar, as sy dit nie neergeskryf het nie. So, wat is vir jou van jou gunsteling stories in jou ma se boek, voor ons nou na hierdie boek toe gaan en hoe dit eintlik werk? So, ja, ek moet sê, my absoluut gunsteling is natuurlik hoe sy my pa ontmoet het, en hoe hy haar nommer soms so op 'n R2 noot geskryf het. Ja, so tipies. En daai, nou weer eens 'n storie wat jy sal dink sy sal vir my vertel het, maar wat ek nooit sou weet nie. En daarmee saam is dit nie die gewone stories. Ek sê vir baie ma's is baie goed met verskonings maak. Ja. Hoekom hulle nou nie hierdie projek kan doen nie. Maar nee, dit is nie 'n bietjie om te brag nie, om nou al my goed te skryf nie. Of van nee, ek het niks om oor te brag nie. Ek is 'n gewone huisvrou. Wat gaan ek nou eintlik skryf? Dis 'n groot boek om vol te skryf. En vir hulle sê ek, dis eintlik my ma se gewone stories. Dit is net hoe sy oor dinge gedink en gevoel het en dis daai tipe dinge, 'n verhouding wat skeef geloop het en al het hy nooit weer herstel nie, net om te weet my ma was ook mens en sy het ook hierdeur gegaan en ja, dit is ook die raad wat sy kan gee. Hierdie is pragtig. Ek raak nou sommer emosioneel vir my eie ma en my kinders wat dalk so 'n boek rarig sal van my af sal waardeer. Daar's verskillende afdelings, daar's plekkies vir foto's soos wat jy genoem het, maar vat ons deur die proses van hoe die verskillende afdelings eintlik werk.
Ja, so ek het regtig moeite gedoen om dit so maklik as moontlik te maak. So daar's digkuns. Ek voel digkuns is regtig 'n kunsvorm wat jou baie kan inspireer. Want dit is 'n moeilike taak weer eens. En dan het ek koevert voorin, so ma se foto's hou aan uitval uit die boek uit wat sy voltooi het. So ek het 'n stewige koevert waar jy memorabilia kan insit en ek spoor mense aan om jou stem op te neem op 'n memory stick, op 'n geheuesdokkie. Sit jou stem op, neem iets mooi op, soos jou gunsteling gedig of jou gunsteling resep of sommer net vertel hoe mooi my dag was. Want ek luister nog gereeld na my eie ma se WhatsApp boodskappe, maar dit is goedjies soos ag netjie, ek is 5 minute laat, bestel so lank 'n koffie as jy nou iets baie spesiaals kan opneem. En dan is daar natuurlik unieke kunswerke deur gesogte kunstenaar Marie Vermeulen Breed vir elke hoofstuk. En so alles werk mooi saam en natuurlik ek so bly jy maak om daar oop dit my kan inspireer. So die inspirasie prikkels of prompts is 'n boekie voor in die boek wat jou verder help om dit te sien as 'n gesprek met jou kind. Want ma se boek was fantasties daai tyd, maar ek moet sê hy het vaste vrae gehad. En dan kan so 'n bietjie geforseer voel. En van die vrae moet ek sê ek sal sukkel om hulle te antwoord, maar sy het nogal moeite gedoen met 'n antwoord. Maar ek wil mense kry om die projek vol te hou. So daar's soveel meer idees as wat daar bladsye eers is om in te vul. Ja, dis belangrik. Ek dink daar's soveel van ons kykers wat dalk ook nou wonder, waar kan hulle hierdie boek in die hande kry? Ja, so hierdie boeke is tans op die mark. Daar is ook een vir weermagveterane wat binnekort op die rak gaan wees. So vinnig as volgende maand, die 17de Mei word hy vrygestel by die Militêre Museum. En hierdie boeke is te koop in enige boekwinkel of aanlyn, memoirbooks.co.za of op Naledi se webtuiste. En die prys is saam met koerier as jy by my bestel, R500 'n boek of in die winkels dieselfde. Wat 'n wonderlike geskenk. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het, Anay. Baie dankie. En as julle by ons wil adverteer, stuur vir ons 'n e-pos na sales@creatorsway.co.za. Nou ja, dit is alwaarvoor ons tyd het, maar môreoggend maak ons weer so. Ons wens julle 'n goeie môre, good morning tot môre. Totsiens. Die ideale man is baie soos die perfekte stoel. Sterk, betroubaar, hard waar hy moet wees en sag op al die regte plekke. Inkanda vervaardig kwaliteit handgemaakte meubels plaaslik. Stylvol, modern en trots Suid-Afrikaans. Kom tuis met Inkanda. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be.